Sy lyk of sy in 'n goeie bui is vandag as sy so saam dans op die musiek. Hallo Gerda, gaan dit vanoggend? Goeiemôre. Ek is seker maar in 'n goeie bui. Mens, kyk, it's all about the mind. Nee, jy moet maar kies. Jy moet maar kies om ten spyte van al die dinge in 'n goeie bui te wees. Ten spyte van alles is ek nogal in 'n goeie bui. Ek het 'n redelike besige tyd al agter die rug. So ja, bietjie verkouerig, maar ek dink ek het by ek dink jou kinders het my aangesteek, net so by the way. Dis moontlik. Dis heel moontlik. Maar dit gaan goed en daar by jou. Nee, baie goed, dankie. Ek wil net sê ons gaan volgende week, ek weet ons gaan vandag daaroor praat, maar dis 'n bietjie te lank vir in 10 minute daaroor te praat. So volgende week sal ons praat oor die kleiner, groter party wat ons laas keer genoem het. Ek wil net vinnig, ons moet net vinnig die klagtes aanraak voor ons praat oor die solar. Enige probleme? Ek weet gister het die mense dat weet CWA se probleme gehad. Is daar enige vars nuwe klagtes? Ag, nie eintlik veel nie. 'n 3 riviere sit met 'n rioolprobleem, maar Pompstasie 2, die kontrakteure wat daar gewerk het die pyp beskadig so 3 weke terug en dis hoekom die riool weer by Pompstasie 8 en by 10 dan nou opstoot daar langs die Golf Estate. Ek was gister daar saam met een van ons raadslede en kyk net program. Ons gou so vinnige kort insetsel gehad rondom dit. So daar is 'n baie groot probleem. Waterlekke bly nog steeds 'n baie groot probleem. Elektrisiteit nog sporadies nog. Ek weet daar was Hendrik van der Bijl Laerskool was afgewees, maar daai kabel is reggemaak. Maar ook 'n gedeelte in NW7 Delfos se SAP. Daar is 'n kabel gesteel. Aanvanklik was dit net 'n 10 meter wat hulle moes vervang het en toe het ons uiteindelik nou die go-ahead gekry van Mfleni laat besighede soos altyd weer kan inspring om te help en ons wag nou al vir 'n week lank vir daai ja sê. Toe gaan steel hulle gisterand nog 70 meter kabel van die oopgegroude kabel. So op hierdie stadium, ja, dit gaan R100,000 kos nou om daai meter te vervang en daai kabel te vervang en ek dink die besighede gaan nou inspring daar nie. Maar ja, dit is 'n probleem, dis nou op hierdie stadium ons grootste kopseer, maar kom ons kyk ons daarom kan werk. Verder kan ek met alle eerlikheid sê behalwe Sondag wat weer Munich getrip het, ek sien daar is daar nou weer 'n kennisgewing uit, dat hulle daai relay gaan vervang, wat die probleme veroorsaak, en CWA is rus so bietjie, dit is vir my regtig fantasties, en rus, dit is baie gerusstellend, laat ons mense so bietjie rus kry, maar dis omtrent die kort en die lank daarvan, wat tans in Mfleni aangaan. Iemand says, so good morning, I must say that song of VF Plus is absolutely fantastic. Van die Vryheidsfront Plus, Freedom Front Plus. Ja, dit is 'n nice song, nee. Ek stem nogal saam met hom daarso. Baie dankie. Ja, daar is sopas hierdie persoon se vraag beantwoord. Power supply interruption, soos jy net gesê het, planned maintenance van Munich substasie, dit is die waarheid. En hulle kyk na Woensdag en Donderdag hierdie week. So dis môre. Ja, dis môre en Donderdag, ja. Goed, dan ons 'n simpel ding, 'n baie simpel ding, en dit is wat die munisipaliteit sê, nee, as jy nou solar het, dan moet jy nou registrasiefooi betaal, wat nogal duur is. Ja. En dan moet jy nou maandeliks ook betaal, want jy het nou solar opgesit, jy het plan gemaak met al die kragonderbrekings. Jy het gegaan en sê, dit gaan nie so werk nie. Wat het nou gebeur? Ja, weet jy, daar soveel mense na die kantoor toe gebel en daar so 'n bietjie van verwarring oor sekere aspekte van die solar objection. En een ding wat moet baie duidelik gemaak word is dat die beleid bestaan nog nie. En dat daar nou 'n tydperk moet gegee word aan die publiek om hulle insette te gee om hierdie beleid dan nou of te vorm of teen te staan of net hulle teenstanding daar te sê, om te sê, dis so ek sien dit moet lyk, of ek dink julle het hierdie uitgelaat, 1, 2 en 3. So daai tydperk moet nog aangekondig word, maar intussen hou ons aan om die objeksies dan nou in te stuur. So ek gee so elke Vrydag, tot dusver het ons nou al die vorige Vrydag byna 140, die vorige Vrydag ook nog omtrent 100, ek is nou op pad juis nou weer met byna amper 200 weer om in te gee. So, maar die mense is bietjie skepties rondom dit, en nou wil ek net die geleentheid gebruik maak om nou vir hulle te, in kort te sê hoekom ons dit doen. So, die solarbeleid, die voorgestelde een, sê dan nou, indien jy solar wil opsit, moet jy aansoek doen by die munisipaliteit. En dan is daar 'n lys van requirements, nou in die voorgestelde beleid, en dat net die munisipale bestuurder dit dan nou kan afteken, en dan is daar sekere goed wat jy dan nou in plek moet stel. Indien jy dan nou heeltemal van ons netwerk dan nou afklim, van die grid dan nou afklim, sê hulle dat jy nog steeds
'n maandelikse bedrag additional cost van die solar dan nou moet betaal. Dit is dan daai basic charge. Ja. Wat jy nou moet betaal omrede jy dan nou solar gebruik. Gebruik jy nou nie solar nie en jy is nog gedeeltelik op die netwerk, dan bly jy op die basic charge van die elektrisiteit, van jy gebruik nog steeds die netwerk van die munisipaliteit. Nou as ons sê dis 'n addisionele basic charge wat nou bykom saam met die voorgestelde registrasiefooi, is dit dan, ja, jy sal reeds gewoond om daai elektriese basiese tarief te betaal. Ja. En jy is nog steeds op die grid en jy het nog solar. Maar nou het jy 'n addisionele koste. As jy heeltemal van die grid afgaan, heeltemal nie op ons netwerk is nie, moet jy nog steeds daai basiese dienste geld dan nou betaal. En dis wat ons nou na verwys, daai addisionele koste moet jy nou nog steeds voor betaal, afgesien van die fooi wat jy moet betaal om aansoek te doen. So dit was nou nogal 'n bekommernis geweest vir die mense, en dan vra hulle dan nou ook, daar's 'n tipe van 'n meter wat jy moet insit. Nou ja, hulle praat van 'n bidirectional meter wat jy op jou eie onkostes moet insit. In geval jy dan nou nog steeds gedeeltelik op die netwerk is en jy gebruik nog steeds van hulle krag, so hy moet op 'n manier kan aftel. Ja. Maar as jy ook krag terugsit in die netwerk, moet daar ook kan sê hoeveel krag jy dan nou insit. En dan moet daar 'n tarief bepaal word oor of Emfleni betaal jy terug of hulle krediteer dit op jou boks en hy dan tel dan nou af. Daar's nog nie 'n sprake van hoe dit gedoen gaan word of wat 'n tarief gehef gaan word nie. So die beleid moet mooi deurgelees gaan word. En dan ook die objection wat ons dan nou ingesit het, moet mooi deurgelees word. Dit gaan alles oor 'n voorgestelde beleid. Dan praat ons van dat wat die voorstelle binne in die beleid is. En wat onbillik en onregverdig is teenoor ons mense daar buitekant. Want jy word nou basies gestraf omdat jy vir jou beskikbare krag en gegarandeerde krag wil gee. En dan moet jy nog steeds 'n addisionele kos betaal wat 'n basiese dienste is, wat jy nou al reeds gewoond is aan om te betaal, maar jy gebruik nie meer die infrastruktuur en so hoekom moet jy dit betaal? So dit was daar 'n bietjie van 'n misverstand wat die mense nie reg mooi en verstaan het nie. En dan ook by dit, dat wanneer hierdie beleid uiteindelik voor die publiek gelê gaan word, en daar word dan 'n baseline van 'n beleid dan nou bepaal, dan word daai beleid teruggestuur na Public Works, die Section 82, waar ek dan nou 'n verteenwoordiger is. Daar word hy weer uitmekaar uitgetrek en uitgetrap en waar dit ook al moet wees. En indien ons net eers dan nou tevrede is daarmee, dan gaan hy eers weer terug na die raadsvergaderings toe. En dan kan daar eers voorkeure afgegee word, of voorkeure ingegee word, of hy kan afgestel word, of hy kan aanvaar word. Op hierdie stadium kan geen politieke party 'n besluit maak om te sê, dit gaan nie aanvaar word nie, of dis al reeds gedoen, of ensovoorts, want al wat ons as 'n politieke party nou net doen, en in spesifiek ons, die VF+, is om druk uit te oefen op die munisipaliteit, en vanaf die gemeenskap, die geleentheid en die platform te skep, sodat hulle objeksie kan gee. Want ek kan vir jou garantie, ek kan dit vir jou op my maag skryf, dat Emfleni gaan net vinnig in die koerant dit publiseer en die tyd gaan verbygaan en niemand gaan eintlik dit raak sien nie, want hoeveel van ons lees nog die koerant? Fisies die koerant. Almal is op sosiale media, gaan daar kennisgewing uitgesit word en ons almal weet hoe lees ons mense kennisgewing, en dan is die tydperk regtig om vir hierdie mense om hulle insette te gee. So om hierdie dan nou te doen, is die platform al reeds geskep, hulle goed is ingegee en daar kan aandag aan gegee word, en ons hou boek van elke een wat ingegee is. So indien daar gesê word, daar's geen insette ingegee nie, kan ons teruggaan en sê, maar luister, hierso is dit. Alles is, ek het afskrifte van alles wat ingegee is, jou kantoor het daarvoor geteken, die munisipale bestuurders se kantore daarvoor geteken, so dit moet in ag geneem word. So ek wou net vinnig in kort net daardie, dis min of meer die vraag wat ek gekry het. Ja, maar as jy eintlik dink, my kopsin of my sê, hoorie, ek is nou heeltemal van die grid af, van julle netwerk af, so ek moet eintlik bespaar my basiese elektriese koste wat jy elke maand charge, hoef ek eintlik mee te betaal nie, gebruik dit nie. Verstaan jy sal half dink jy moet eintlik bespaar, en nou kom hulle met dit, maar hoekom doen hulle dit? Is net om ekstra geld te maak of wat? Wel, ek sal nie weet wat hulle motiewe is daar agter nie, maar ek sou dink dat hulle dalk revenue lost vir die feit dat ons binnekort al ons elektriese infrastruktuur oorgee aan Eskom en almal moet dan aan hulle betaal, dat daar 'n verlies is, sodat hulle dit op 'n manier moet opmaak, ja. Dit spyt my net om te sê dat die infrastruktuur wat hulle dan nog steeds vir geld wil vra, is hulle argument, laat
die diens nog steeds daar verby jou huis loop, of verby jou besigheid loop, of verby jou plaas loop, of verby jou plot loop, dat in geval ek dalk besluit ek verkoop my huis en ek vat die solar saam. En die ander persoon koop die huis, laat die keuse vir hom daar is om nog steeds op die netwerk aan te skakel. Ek weet daar is sommige mense wat nog steeds hulle solar saamvat, maar dit is in die minderheid. So die solarstelsel sal nog steeds by die huis of die plot of die plaas of die woonstel of die besigheid bly. So dan hoekom moet ek nog steeds ekstra betaal vir daardie infrastruktuur? Ek maak nie gebruik van jou infrastruktuur wat nie gegarandeer is dat jy elke dag krag het nie. Ja. So hoekom moet ek daai ekstra, dis hoekom ons sê daai addisionele koste van 400 en iets rand, hoekom moet ek dit dan nou betaal? Hoeveel stemme is nog nodig en obviously hoe meer hoe beter, né? Wel, hoe meer hoe beter, ja. En dis hoekom ons 'n sinvolle objection ook gegee het. Ons het mooi gevra, sê vir ons waarvoor wil julle hierdie 2400 of 2600 rand dan nou gebruik? Kan dit geringfyns word om vir die elektriese departement gegee te word? So ons het voorstelle gegee. Kan ons 'n amnestie kry vir die persone wat al reeds op solar ingesit het, vir 'n sekere tydperk, dat jy nie nodig het om aan daai fooi te hoef te betaal nie. Kan ons kyk om dit te verminder? Hoekom sal jy soveel wil vra? Ek het 'n antwoord gekry, so tong in die kies verlede week, wat hulle sê, wel, dit is nou vir die elektriese persoon wat dalk besig is om hier te werk, en nou moet hy jou solar gaan inspekteer, voordat hy dit nou, dan sê ek soos in, hy kry 'n salaris by Enfree nie. Hoekom moet ek hom ekstra betaal? En hoekom moet jy inspekteer? Jy het klaar COC as jy solar insit. Presies. En jy sien, dis hierdie tipe van goed wat in die beleid uitgetrap moet word. So ons kan spekuleer soveel as wat ons wil. Ons kan ons bekommernisse uitspreek soveel as wat ons wil. Maar uiteindelik moet die platform geskep word dat hierdie mense kan sê, oorie 1, dis my bekommernis, hoe gaan jy dit uitsorteer? 2, dit is wat, hoe gaan jy dit uitsorteer? Geef vir die gemeenskap die geleentheid om dit vir hulle te doen. So dis hoekom ons die objections doen, en om niemand onder 'n wanindruk te plaas nie. Dit is ons voorgestelde vrae wat ons het, of voorgestelde insette wat ons het, en ons kan net dit druk op hulle uitoefen om daarop aandag te gee. Maar soos wat ek sien op sosiale media en in die koerante, het Outa en Afriforum almal het nou op die bandwagon nou gespring. So daar's regtige bekommernis, dis nie net dat dit 'n verkiesingsfoefie is nie, en dat daar regtige bekommernis ontstaan by ons mense, en dit is iets wat ons moet gaan gehoor gee. Luisteraars vra, waar kan hulle die objection forms kry? Waar gaan die beste wees? Wel, ek het vorige keer my e-mail adres gegee, en mense het vir my e-mail gestuur, en ek het vir hulle gestuur, maar julle kan ook by ons kantoor, kan julle hom ook kom kry en kom afteken, en ja, dit is agter Woudekom Workshop, oor kan die Waalmall, is ons kantoor in Rosini Boulevard. Goed, ons moet ongelukkig afsluit. As mense enige ander verder navraag het, wat is die beste nommer om te skakel om julle in die hande te kry? Gits, nou vra jy my vas. Piet, Piet, Ja, Piet sê vir ons die nommer. Hy het hom laasweek Piet gee vir my die kantoornommer. Hy het hom laasweek terwyl ek hier gepraat het, stuur hy hom vir my en ek het sy chat gedelete, so ek Ek moet vir julle sê, ek is baie sleg daarin om die Van der Bijlpark se kantoornommer te gee, maar kom ons kyk of ek hom gou kan vind. Piet is online. Kom ons kyk of ek hom kry voor jy. Gits, nee, hy gaan wen. Okay, julle kan hom af my deurstuur, Piet. Ek sal hom vir Marius aanstuur om te gee vir julle net na 12, net na die 12 uur nuus. Gerda, ons moet ongelukkig klaarmaak. Ek sê vir jou dankie vir jou kuier. Volgende week praat ons 'n bietjie verkiesing. Het jy hom? Ek het hom. Piet Gerda het gewen. Yes. Daar Okay. kom hy nou. Okay, ja. Ag, 079 Ja. 821 2943. Dan sê 07982122943 en ek sien hy is op WhatsApp. Dankie Piet, julle was maar basies gelyk geweest. Gerda, Nee. sterkte vir jou Dinsdag en dan sien ek jou volgende week en Dinsdag weer. Ja, volgende week gaan 'n interessante praatjie wees. Ek sien uit na hom. Definitief. Ja, dit gaan. Ons praat 'n bietjie oor verkiesings en groot en klein partye. Moenie mis hier volgende week 12:30 op 'n Dinsdag. Gerda, mooi dag, lekker dag vir jou verder. Baie dankie julle. Mooi dag vir julle ook.